Goeiemôre. Wonderlike voorreg om met u saam te wees. Kom ons begin vanmôre met 'n gebed om die Here te dank vir die offergawes, hoe hy ook vir ons voorsien in die gemeente. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre vir u kan dankie sê, Here, dat u nog steeds die God is wat voorsien. Ons dink aan daardie ou skriffie wat sê die vee op berge by duisende. Nie duisende vee nie, die vee op berge by duisende behoort aan u. En Here, u maak oop die skatkisse van die hemele soos wat u wil. En ons dankie vanmôre vir dit wat u vanmôre vir die gemeente gee. Ons eer u daarvoor. Ons bid vir elke persoon wat gee, heel op 'n wonderlike wyse sal seën, Here. U sê vir ons in die skrif dat as ons u vertrou, sal u sorg dat ons skure vol is. En Here, ons vertrou u daarvoor. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou, vriende, vrede, barmhartigheid en genade vir elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons staan vanmôre dan, open ons hierdie diens met Liedboek 215 verse 1 tot 3, besing die lof van Jesus saam. Vriende, ons gaan nie vanmôre die geloofsbelijdenis doen nie, terwille van die tyd. U kan solank die woord van die Here oopmaak, daar in Johannes hoofstuk 9, waar ons 'n paar verse vanmôre gaan saam lees. Johannes hoofstuk 9. As jy die woord daar oop het, dan kan ons ook ons harte stil maak vanmôre, en die Here vertrou om so hierdie woord vir ons vanmôre oop te breek. Dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, kosbare Heilige Gees, wat 'n wonderlike voorreg vir ons vanmôre om voor U te buig en U te aanbid, want U is God en daar is geen ander soos U nie. Here, om vanmôre in die eerste plek net te sê dankie dat U God is. Dankie dat U oor die mens bekommer het, dat U vir die mense verlossingsweg berei het. Dat ons vanmôre weet dat daar is een wat altyd vol is van geregtigheid en regverdigheid, maar ook vol van genade en barmhartigheid, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Dankie dat ons vanmôre, Here, nie hoef onsself te sny of op en af te spring en snaakse goed te doen nie, Here. Want die skrif sê daar is niemand wat God soek nie, maar dat ons vanmôre weet, Here, dat dit is U wat in die eerste plek na ons toe uitreik. Dat U vanmôre is U arm nie te kort om te help nie, U oor is nie te swaar om te hoor. U buig U neer vanmôre om die gebed en die sake van ons hart te hoor, Here. Soos die skrif sê, die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, omdat ons nie weet wat ons moet bid nie, maar hy wat die harte deursoek, weet wat die gedagte van die Gees is, waarin hy tree in vir die heiliges ooreenkomstig die wil van God.
Here, U weet wat in elkeen se hart aangaan. U arm is nie te kort nie vir U. U strek die arm uit vanmôre, oop hande om vanmôre te sê, soos daardie vers van oordenking, elkeen wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Die hande is oop, die arms is oop vanmôre, soos daardie Vader wat gestaan en uitkyk het en die verlore seun daar van ver af gesien het en nader gehardloop het, oop arms. Dankie dat ons vanmôre weet dat U is so 'n groot en gedigte God wat vanmôre met oop arms wag vir ons om te reageer. Dankie dat ons daarom ons afhanklikheid teenoor U kan kom verklaar vanmôre, ons dankbaarheid, maar dat ons vir U kan bid dat U vir ons sal help en sal ondersteun, Here. Die profete van ouds het gesê, bekeer ons, Here, dan sal ons bekeer. Ja, ons moet 'n besluit maak vanmôre. Ons moet 'n besluit maak rondom sekere sake in ons lewens, maar Here, ons kan dit nie doen sonder U nie. Dink aan daai ou heiligheidsskrywer Rees Hels wat gesê het, by plek gekom het, gesê het, I will, oh God, I can't, but I want to. Help me, will. Help ons, Here, help ons vanmôre om nie hoorders van die woord te wees nie, maar daders. Help ons, Here, om hierdie woord vanmôre te verstaan, dit wat U op my hart gelê het, dit wat ons vanmôre gaan saam lees, Here. Breek U die brood vir ons vanmôre. Ons dink aan die Onse Vader wat U ons geleer het om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. En Here, dit is nie net lewensbrood of noodsaaklik vir die liggaam nie, maar ook hierdie geestelike brood, hierdie woord wat U vir ons gegee het. Kom breek dit vir ons vanmôre oop. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit wat ons vandag nodig het, Here. U weet wat elkeen nodig het. Help ons om dit te verstaan vanmôre. Seën dit, Here. Word U verheerlik in hierdie erediens. Dit is ons groot verlange, ons groot begeerte, Here, dat terwyl ons die woord lees, dit sal wees asof die Here Jesus opnuut voor ons afgeskilder word in sy majesteit en heerlikheid. Dat ons hom sal sien vir wie hy is, maar Here, dat ons sal reageer. Baie dankie daarvoor, Here. Seën die geleentheid, word U verheerlik, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees in Johannes hoofstuk 9 hierdie woorde, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan, was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Die bure dan, van die wat hom vroeër gesien het dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander sê, dit is hy. Weer, hy lyk na hom. Hy antwoord, dit is ek. Hulle sê vir hom, hoe is jou oë geopen? Hy antwoord en sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer, en hy het vir my gesê, ga na die badwater Siloam en was jou, en ek het gegaan en my gewas, en ek het gesien. En hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ek weet nie. Hulle bring hom na die Fariseërs, die man wat vroeër blind was, en dit was Sabbat, toe Jesus die klei gemaak het, en sy oë geopen het. Net eers so ver, in die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Ja, vriende, 'n baie prominente tema reg deur die Bybel is die van lig en duisternis, die van nag en dag. Baie prominente tema van die Ou Testament af reg deur tot in die Nuwe Testament. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja wanneer hy praat van die koms van die Here Jesus, staan op, word verlig in 60 vers 1, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Hy sê jou lig is aankom. Job praat oor goddelose mense,
wat goddeloos handel in hoofstuk 24 en dan in vers 13 wanneer hy van hulle praat en sê sulkes behoort by die vyande van die lig. Hulle ken nie die weë daarvan nie en bly nie op die paaie daarvan nie. En in vers 16 sê hulle ken nie die lig nie. Baie prominente tema, die van lig en duisternis, nag en dag. En nie altyd wanneer ons lees van lig en van dag, dan word dit bedoel die fisiese lig, dit wat ons hier kan sien nie, wat maak dat ons mekaar sien nie, of die dag, menende van son op tot son onder nie. Baie meer kere praat dit van geleentheid. En in Johannes is die tema van lig net so prominent. En die Heilige Gees het Johannes so gerig om van hoofstuk 1 af met lig 'n sekere pad te stap reg deur die Bybel. Of reg deur die hoofstuk. In hoofstuk 1 sê hy byvoorbeeld die lig kom. Hy begin mense voorberei, die lig is aankom, die lig. Ons lees in Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was lewe en die lewe is die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die waaragtige lig, lees soos in vers 9, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. In hoofstuk 3 gaan Johannes 'n bietjie verder en hy sê dat mense verwerp die lig. Eers sê hy is aankom en ten tweede sê hulle verwerp die lig. Ons lees in Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Hy het nou gekom. Ek het hom nou gesien daar toe ek hom gedoop het, hy het na my toe gekom. Ek het gesê daar is die lam van God wat die sonde wegneem. En nou in hoofstuk 3 sê hy hierdie woorde, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Hulle verwerp die lig. Hulle het die lig nie lief nie. In hoofstuk 8 waar ons nou kortliks weer 'n bietjie sal uitbraai, kom die Here Jesus met 'n baie belangrike boodskap en hy sê vir hulle, maar ek is die lig. Ek is aankom, julle verwerp my, maar dis ek. Dis vir wie julle eintlik verwerp. In hoofstuk 9 vind ons dan hierdie genesing wat eintlik 'n illustrasie is van die lig waaroor tot hiertoe gepraat is en ons gaan bietjie later daaroor uitbrei. Nou kom die Here en hy wil vir hulle hierdie boodskap, die lig is aankom, julle verwerp die lig, ek is die lig. Nou wil hy dit vir hulle illustreer en dit is wat dan Johannes 9 is waar ons vanmôre gaan stil staan. En dan in hoofstuk 11 sê hy vir hulle, bly in die lig. Ons lees daar in hoofstuk 11 hierdie woorde, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Weereens 'n illustrasie om te sê, bly in die lig. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. As ons buitekant die lig werk en funksioneer, gaan ons so stamp. En dit praat nie van dag en nag nie, dit praat van in die lig van Christus. En dan in hoofstuk 12 sê hy vir hulle pertinent dit wat hy in 9 ook aanraak, dat die lig nie altyd by ons sal wees nie. Ons lees in 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorweldig nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. In vers 36, solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom verberg. Baie duidelik uit hierdie verse dat die lig nie in die eerste plek praat van dag en nag nie, maar van geleentheid en verlossing. Geleentheid en van verlossing. Maar as ons 'n klein bietjie teruggaan na hoofstuk 8 toe, dan vind ons dat hoofstuk 8 waar die Here dan nou pertinent gesê het, ek is die lig, is ook 'n vers waar hy hulle baie uitgelok het, as ek dit met respek so kan sê vanmôre. Dis 'n vers waar die Here vir hulle gesê het, julle is kinders van die duiwel, julle het die duiwel as vader. Ons lees dit daar in Johannes, van hy sê, voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n slaaf van die sonde is, en hulle redeneer, ons is die kinders van Abraham, ons is nog nooit slawe gewees nie. En die Here sê, die duiwel is julle vader. Hy lok hulle bietjie uit. Dis asof die Here hulle bietjie tot reaksie wou bring. En ek het geskryf in my notas, ek wens, ek kan u ook druk tot reaksie. Ek wens dit so 'n begeerte in my hart. Ek kan u ook druk tot reaksie. Mense in die kerk, druk tot reaksie. Ek luister 'n heiligheidsskrywer baie jare gelede, of ek luister na sy boodskap. Hy is by 'n konferensie.
Hy sê, hy wens, hy kan so tussen die gehoor ingaan, en net 'n bietjie skop op hulle skeenbene, en net kyk wat spring uit. Hy sê, want almal loop met sulke wonderlike glimlaggies, en almal het sulke mooi smiles, en die Bybel is onder die arm, en dan as jy hulle so kyk, dan dink jy, hulle kan nie heiliger nie. Hy sê, maar as hy weer hoor, dan hoor hy van nog 'n getroude paar in die kerk wat skei. Maar hulle het sulke gesiggies gehad. Hy sê, hy hoor van nog 'n ma en haar seun, 'n pa en sy dogter wat in onmin lewe met mekaar. Ons hoor selfs van kerkraadslede wat sy huwelike dit nie maak nie. Predikante wat al geskei het. Maar hulle loop so daar Sondag in en Sondag uit. En dit is asof die Here kyk na die dag waarin hy lewe. Hierdie fariseërs en skrifgeleerdes, hulle het ook sulke mooi gesiggies gehad, mooi gesiggies met mooi lang klere, daar op die hoeke waar hulle gesien wil word, met wonderlike gebede, baie woorde wat hulle gesê het. Maar wanneer hy so dieper kyk, dan hoor hy, daar's onmin, daar's kwaai vriendskap, daar's ongeregtigheid, al hierdie dinge gebeur. En dit is asof die Here hulle bietjie wil kwaad maak. Hy wil hulle warm maak onder die kraag. Hy sê, julle het die duiwel as vader. Nou ek weet nie hoe u is nie, maar sê mens my so in die oog kom kyk en vir my kom sê, die duiwel is jou vader, jy gaan nie met my so praat nie. Dis maar so ons is. Maar die Here wil reaksie kry. En ek het hier geskryf in my nota, soms is dit goed, as 'n mens 'n bietjie kwaad raak, ek praat spesifiek vir ongeredde mense, bietjie opgewonde raak. Soms as 'n kind van die Here ook bietjie opgewonde raak. Ons praat nie nou van vloek en skel kwaad raak nie. Dit is bietjie goed as 'n mens 'n bietjie gekonfronteer word van tyd tot tyd. Want hy ou gaan dalk nou reageer, en jy gaan dalk nou op jou perdjie spring, jy gaan nou sê, ek het nie die duiwel vir vader nie. Maar weet jy wat, as jy stil raak, dan gaan daai gedagtes die binne begin maal. En dan het mens baie keer tyd om bietjie met die Here te praat. En te sê, Here, maar hoekom het daai kollega so ding gesê? Dis hoekom ek sê vanmôre is dit ook my begeerte as 'n mens net 'n bietjie kan reaksie kry. En dan terwyl hy hulle bietjie kwaad maak, sê hy vir hulle, ek is die lig. Hoofstuk 8. Ek is die lig. Julle het vir Moses, julle het julle geskrifte, julle het dit alles. Maar Jesaja het gesê die lig kom. Johannes het gesê die lig kom. Ek is die lig. Dis ek wat vrymaak van slawerny. Dis ek wat vrymaak van sonde. En hy sê dit vir hulle pertinent. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En nou aan die einde van hoofstuk 8, nadat hy baie teologie tot en nou toe met hulle gedeel het, kom hy in hoofstuk 9 en hy wil dit prakties vir hulle uitbeeld. Julle het gehoor die lig kom, julle het gehoor julle verwerp die lig, julle het gehoor ek is die lig, en julle is nou lekker kwaad Jode, luister nou baie mooi vir my, kom ek wys vir julle, wat bedoel ek? En hy stap daar verby, 'n man wat blind is. En ek vra myself die vraag, Johannes 9, toe kom lees, ek sê Here, die hele hoofstuk 9 gaan oor een blinde man wat gered is. Die hele hoofstuk 9, van vers 1 tot aan die einde, gaan oor hoe hy genees word, hoe almal kwaad is dat hy nou weer kan sien, en wat sy redenasie is, maar die hele hoofstuk, 'n hele hoofstuk in die Bybel, toegewy aan een persoon wat blind is en nou kan sien. Ek sê, is dit die belangrikste van dit alles, Here? En ek besef, die genesing is 'n bysaak. 'n baie belangrike bysaak. Dis nie iets wat ons kan eenkant doen, 'n baie belangrike bysaak, maar dis nie die hoofding nie. Die hoofdoel is nie die genesing van een blinde nie. Dis die openbaring van Christus en die moontlike redding van baie. Dis waaroor hierdie hoofstuk gaan. En ek sit en bedink dit so 'n bietjie en ek sê, wat sal dit help as hierdie vers net oor 'n blinde man wat sien gegaan het? Wat sal dit ons baat as vandag al die blindes kan sien en al die krepes en al die ongeskiktes genees kan word? Wat sou dit baat as dit nie redding vir hulle siele gebring het of vir baie ander nie? In Matteus 5 vers 29 sê die Here selfs, dit is beter om blind te gaan in die hemel in as siende in die hel in. Want hy sê hierdie woorde, as jou regteroog jou laat struikel, ruk dit uit, gooi dit van jou weg, want dit is beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
Met ander woorde, die belangrikste is nie hier die blinde wat sien nie, maar dit wat die Here wil illustreer daardeur. En terwyl ek dit so bedink, kyk ek na hierdie genesing, en ek dink, Here, hoeveel mense het nie verlore gegaan as gevolg van hierdie genesing nie. Want toe hy hulle genees, toe is hulle kwaad. Hulle sê hy oortree die wet van Moses. Hulle is kwaad. Lees, julle kan lees as julle verder. Hierdie mense is nou kwaad. Hulle is boos. Hoe durf hy? En weet julle, tot vandag toe is dit baie kere so, mense kyk hulle vas teen sulke onderwerpe. Hulle kyk hulle vas. Hulle is ongelukkig met die manier van genesing. Baie keer is ons tot vandag toe ongelukkig met die manier van genesing. Die Here genees soos hy wil. Maar ons raak ongelukkig. Ons raak ongelukkig met die tydstip van genesing. Weet jy, somtyds red die Here en genees die Here jou nou. Partykeer 'n bietjie later. Partykeer in ewigheid. Want ons gaan almal een of ander tyd sterf. Maar nietemin, elkeen van ons wat vanmôre weergebore is, as jy iets het wat seer is, dit gaan weg wees. As jy iets het wat nie meer lekker kan sien nie, ons gaan almal sien. Ons gaan lekker praat, ons gaan alles lekker doen in die hemel. Maar mense stampel baie keer teen die wyse van genesing, die tydstip van genesing, sonder om die diepte, die belangrike van dit alles raak te sien. En ek wil vanmôre oor die belangrikste, 3 belangrike aspekte van hierdie genesing in hoofstuk 9 met u praat. Van is duidelik dat die mense van die tyd die boodskap nie verstaan het. Ons lees daar in vers 4 hierdie woorde, hulle stap hier verby, ons lees hierdie woorde daar, hulle sê, meester, wie het gesondig? Nou wil ek vanmôre vir u sê, God het in sy alwetendheid geweet, nadat die Here hierdie boodskap in Johannes 8 afgehandel het, nadat hulle lekker warm onder die kara gepreek is, en hy vir hulle gesê het, as ek is die lig, gaan hy verby 'n man stap wat blind is, want hy wil illustreer wat hy bedoel. Hy het geweet, hy het nie per ongeluk verby 'n blinde man gestap nie. Hulle vra, Here, wie het gesondig? Hulle is besig met allerlei snaakse goed. Wie het gesondig? Was dit hy of was dit sy ouers? Die Here sê nee, was nie hy of sy ouers nie, sodat ek verheerlik kan word. Daar is die belangrikste van genesing ook sommer. Weet jy hoekom kan ons na die Here toe kom en bid en vertrou dat hy genees? Want die Here sê, in my wonder daar vir julle genesing gekom. Maar hy doen dit, want hy wil hê jy moet 'n getuie wees. Hy wil hê deur jou lewe moet mense kan sien, daar is 'n God in die hemel wat kan doen wat hy sê hy kan doen. Wat is, wie hy sê hy is. Ek is die lig. Jesus het presies geweet dat daar 'n man sou wees. En hy wou hierdie boodskap van lig en duisternis nou aan die mense openbaar. Hy wou vir hulle help om die bril van eie belang vir 'n oomblik af te haal en te kyk in die ewigheid. En ek wil ook vanmôre vir u vra, kom ons haal die bril van eie belang vanmôre af. En ons kyk, wat is hierdie boodskap in hoofstuk 9 eintlik? Waaroor gaan hierdie hele genesing van die blinde? En die eerste wat ek vanmôre met u wil deel, is hy sê, werk terwyl dit dag is. Hy sê, werk terwyl dit dag is. Hy kom verby hierdie blinde man. Nou is baie belangrik, die laaste vers wat ons saam gelees het gesê, het was Sabbat. Nou die Sabbat was redelik op einde van die dag gewees, of dit was laat in die middag, ons weet nie presies hoe laat nie. Die Here het nou net hierdie een boodskap afgehandel, waar hy redelike redenasie gehad het met die Jode, en hy gaan nou verder, en hier stap hy verby 'n blinde man, en kom ons sê, dis 2 of 3 ure, miskien voordat die son sak, en oor 2 of 3 ure, dan is die Sabbat verby. Want hulle het gewerk, dit is 'n aand en 'n môre, die eerste dag. En die Here stap, en terwyl hy sien die son is besig om te sak, en die mense vir hom vra rondom hierdie blinde persoon, sien hy 'n guldige geleentheid om die omstandighede te gebruik om 'n praktiese illustrasie te maak. Hy sê, werk terwyl dit dag is. Die nag kom, jy sien die son gaan, die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Werk terwyl dit dag is.
Ek vra terwyl ek dit lees, ek sê waarom nie in die nag nie? Here, met groot respek gesê, kan U nie die blinde man maak sien in die nag nie? Is dit bietjie buite U vermoë? Ek sê dit met baie respek om in die nag te genees. Hoekom moet U dit in die dag doen? Die Here kan in die nag genees, hy kan genees net wanneer hy wil. Jy sien, want hierdie dag of lig verwys nie na dag en nag soos ons dit ken nie. Dit verwys in die eerste plek na geleentheid, na tyd. Ek moet die werke doen terwyl dit dag is. Daai selfde woord vir dag word in ander plekke in die Bybel gebruik vir tyd. En ons gaan nie by al die verse kan stil staan vandag nie, maar hy sê byvoorbeeld in hierdie tyd, maar dan sê dieselfde Griekse woord wat gebruik word. In hierdie tyd. Hy sê ek moet werk terwyl daar tyd is. Ek moet die werke doen, hy gebruik die nag en dag om hulle te illustreer, soos wat die dag ernstig gaan klaar raak, die son gaan sak en dit gaan nag word, so gaan die tyd vir my en jou om te werk ook ernstig sak en nag word. Werk terwyl dit dag is. Ek vra myself, Here, sou dit nie eintlik beter gewees het in die aand nie? Want as dit aand geword het, was dit nie meer Sabbat nie. En as dit nie meer Sabbat was, was niemand meer kwaad nie. Kan nie indink, hy het net, kom sê met groot respek, 3 ure gewag. Blinde man, wees maar blind vir 3 ure, dit gaan nie 'n verskil maak in jou lewe nou nie. Wat gaan hierdie 3 ure verskil maak in jou lewe? Wag net so klein bietjie, son gaan nou sak, Sabbat is verby, gaan ek jou siende maak, Here gaan nie kwaad wees nie, dink hoe baie mense gaan dan glo. Maar wanneer dit kom by 'n groter saak as die fisiese genesing, kan die Here nie toelaat dat dit vir 2 of 3 of 4 ure uitgestel word nie. Want die tyd gaan verby. Die geleentheid gaan moontlik verby. In die besigheidswêreld sê ons altyd slaan die yster terwyl hy warm is. En dis wat die Here probeer illustreer. Slaan die yster terwyl hy warm is. Werk terwyl dit dag is. Wanneer dit kom by die boodskap van redding, wanneer dit kom by die boodskap van ware goddelike genesing, wanneer dit kom by die boodskap van heiligmaking, wanneer dit kom by die boodskap van die wederkoms van die Here Jesus, kan ons nie wag totdat dit aand geword het nie. Ons kan nie met dit wag totdat een of ander tyd daar 'n mooi geleentheid sal wees nie. Hy sê werk terwyl dit dag is. Dr. Adam Clarke skrywe rondom hierdie gedeelte. By this we are taught that no opportunity for doing good should be omitted. Day presenting opportunity. 'n ander persoon, John Gill, skryf hieroor that the night and day refers to life and death, especially that of Jesus that was drawing to an end here on earth, and that we need to work while we still have life in us. Hy sê dag en nag verwys na tyd, nie net die tyd vir daai persoon nie, maar ook my en jou tyd. Want ernstig gaan ek en jy ook ons laaste asem uitblaas. En dan is tyd verby. Wat sal ons dan doen? Dan sing ons daai liedjie, sal ek gaan met leë hande my meester so tegemoet. Dr. Adam Clarke skryf verder, Reader, is thy journey near an end? There may be but a very little time remaining to thee. Oh, run, fly to Christ, lest the darkness of death overtake you. Werk terwyl dit dag is. Werk terwyl dit dag is. Werk terwyl daar geleentheid is. Werk terwyl daar nog tyd is. Ek dink elkeen van ons was al by 'n plek wat ons met iemand wou praat en ons het dit nie gedoen nie. En daar het nooit weer 'n geleentheid gekom nie. Nooit weer 'n geleentheid gekom nie. Hande is vol bloed. Daar was 'n geleentheid om te nooi. Maar ek het gesê, Here, ek wag tot die regte spreker kom, dan gaan ek hom nooi. Ek wag tot die regte reeks kom, dan gaan ek hom nooi. Ek wag tot die. En toe ek wees en toe trek hy. Toe kry hy 'n ander werk. Hy is nie meer 'n kollega nie. Ons het nie meer kontak nie, ons praat nie met mekaar nie. Wonder hoeveel van ons is daar wat ernstig te lank gewag het. Ons het net hier Boksburg toe getrek.
toe ontplof daai gastanker daar in Boksburg. Jy sal die storie onthou. Ons daar naby, ons het die aand nog gery en gaan kyk hoe lyk die terrein. Een dame het 4 kinders verloor. Wonder of was sy op goeie voet met almal? Wonder of was daar nie miskien 'n persoon op pad huis toe om te gaan regmaak nie? Uitgestel vir 'n week. Ek kleer maar die prentjie en ek weet nie, daar's baie mense oorlede daar. Het was kort voor Kerstyd. In die koerant het die tannie gepraat van die geskenkies wat hulle daar gereed gehad het. Nooit gekry nie. Nooit gekry nie. Hulle het gewag vir die 24ste. Hulle het die geskenke gegee. Kinders het nooit die 24ste gesien nie. Nou ja, dis maar nou aardse geskenkie. Ek wonder hoeveel mense is die ewigheid in, omdat ons terwyl ons geleentheid gehad het, nie gedoen het nie. Ons lees in Spreuke hierdie woorde 27 vers 1. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Jesaja 45 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Dis 'n vers wat ons nie altyd wil glo nie, maar hy sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Dit beteken, dan gaan 'n tyd kom wat hy nie te vind is nie. Ek moet die werk doen van my Vader, wat hy my gestuur het, terwyl dit dag is, terwyl daar tyd is, terwyl daar geleentheid is. Ons kan nie toelaat dat hierdie tyd verbygaan nie. Die eerste. Die tweede punt, wat die Here Jesus maak in hierdie genesing, is nie net werk terwyl die dag is nie. Hy sê werk ongeag watter dag dit is. Werk ongeag watter dag dit is. Ons lees in vers 14, dit was Sabbat. Vir Timoteus sê hy in 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Ons het verlede week dit aangehaal. Weerlê, bestraf, vermaan, tydig en ontydig, ongeag watter dag. Ek lees die gedeelte, ek sê die Here Jesus, U het net 2 of 3 ure miskien gewag, dan was hulle nie kwaad nie, dan was dit nie Sabbat nie. Maar die Here sê, ongeag of dit Sabbat is of nie, wanneer dit kom by 'n siel, werk jy nou. Ongeag of dit gaan aanstoot veroorsaak. Die Here Jesus het duidelik geweet, in sy voorkennis, in sy alwetendheid, in sy almagtigheid het hy geweet, ek gaan hierdie boodskap van lig aan hulle verkondig, en dan gaan ek op die pad stap, en die aand gaan nader gekom het, en ek gaan verby 'n blinde man stap, en ek gaan hom net daar genees, en hulle gaan almal vir my kwaad wees. Ons wil nie so daaraan dink nie, maar dit is amper asof die Here wat sy tyd volmaak reg uitwerk, dit as prins so beplan het, om 'n reaksie by hulle te ontlok. Het is beter om 'n reaksie te kry as niks te kry nie. Hulle gaan in en uit, in en uit, in en uit. Niemand raak vir niemand kwaad en niemand raak opgewonde. Ons gaan net in en uit onaangeraak. Maar vanmôre moet ons bietjie stil staan. Ons moet 'n bietjie kwaad raak. Of ons moet reageer, of ons moet erken, waar is ons? Ongeag watter dag. Baie belangrik om die Joodse tradisie hier te verstaan. Hulle was baie ernstig rondom die wet. Nie dinge wat in die Bybel opgeskryf is nie, die tradisie. En dit het begin ongeveer rondom die tyd wat hulle van die Babyloniese wegraping af teruggekom het na Jerusalem toe, en daar het verskillende tydperke opgekom, en mense kan lekker studie daaroor doen, verskillende tydperke wat hulle verskillende name gegee het, die Gazel, ons wyse manne, en die Tanaim, en die Amorim, is verskillende eras in die Joodse tyd wat hulle gehad het, en wat gebeur het, dit het goed begin, hierdie mense, die Gazel, die wyse manne, rondom die tyd van Nehemia, het teruggekom, en onder die skrifgeleerdes, dit waar die skrifgeleerdes en fariseërs eintlik regtig begin het hulle vir mekaar gesê, ons is weggevoer na Babel toe vanweë sonde, omdat ons hierdie wet oortree het. En hulle het gesê, wat kan ons doen om mense te help om nie die wet te oortree nie? En toe maak hulle 'n enorme fout. In plaas van om die mense net te hou by die wet, bou hulle 'n wet om die wet. Hulle gaan bou 'n wet om die wet. 'n heining as te ware om die wet, om mense te beskerm. 'n eenvoudige voorbeeld sou wees Eksodus 32, jy mag die bokkie nie in sy ma se melk kook nie. So wat sê die skrif, jy mag die bokkie nie in sy ma se melk kook nie. Die illustrasie het verwys eintlik daarna, selfs as dat jy nie 'n voeltjie en sy eiers gelyk mag doodmaak nie, jy kan nie die hele ding vat op een slag nie. Jy kan nie hierdie bokkie vat, dan kook jy hom nou in sy ma se melk nie. En nou gaan sit hulle en hulle redeneer met mekaar, maar hoe kan ons hierdie wet hou? Hoe kan ons die volk verhoed om hierdie wet te oortree?
Hulle sê, weet julle wat, ons mag nie vleis en suiwel gelyk eet nie, want nou, as die vleis en die bokkie se ma se melk by mekaar kom, die stukkie kaas, dan kook dit in my maag en kook ek die bokkie en sy ma se melk. En tot vandag toe die Jode nie suiwel en vleis saam nie. Het staan nie in die Bybel nie, is wat hulle bygesit het. En toe gaan hulle verder, hulle sê nou maar, ek eet 'n bietjie suiwel, en dan bly 'n stukkie kaas oor, en ek sit van hierdie vleis oor, ek kan dit gaan lees in die geskiedenisgeskrifte, en daai kaas is van die bokkie se ma se melk, en hierdie vleis nou sit in my maag. Belaglik, maar nou eet hulle ook verskillende borde. Hulle het nou verskillende borde vir dit alles. So het hulle wette gemaak om wette te voer. En met die Sabbat hulle baie seker wette gemaak. Hulle het gesê, reg, ons mag nie werk op die Sabbat nie. Maar wat beteken dit ons mag nie werk nie? Ons mag nou ook nie genees nie. Nou sê hulle, maar as jy genees, so jy mag nie genees op die Sabbat nie, behalwe as dit lewe en dood is. Dis nie die Here se wet nie, want anders sou hy nie gaan genees het op die Sabbat nie, want dit nie lewe en dood was nie. Want die Here het nooit gesê ons mag nie goeie werke doen nie. Nooit gesê ons moenie ewigheidswerke doen nie. Die Sabbat moet ons nie eie gewin soek nie, maar ons moet altyd besig wees met die werk van die Here. En nou gaan hulle maak 'n wet, hulle sê, reg, op die Sabbat mag jy nie genees nie, behalwe as dit lewe en dood is. En die Here gaan op die Sabbat en hy genees, dis nie lewe en dood nie. Maar weet julle wat hulle verder gedoen in die Joodse in die Talmud, 'n mens kan gaan lees in die Mishnah. Hulle het gesê, dan as dit lewe en dood is, met ander woorde, hierdie persoon gaan dood as ek hom nie nou genees nie, ek kan nie 3-4 ure wag nie, ek moet hom nou genees, dan mag jy nie genees deur gebruik te maak van modder en 'n spittel. Dit was 'n algemene praktyk by hulle, en dit staan in hulle duisende wette wat hulle oor die Sabbat opgeskryf het. Nou gaan die Here Jesus, dit is Sabbat, dis nie lewe en dood nie, hy gaan op die Sabbat nie lewe en dood nie, en hy gaan meng nog modder ook. Ek sê, Here, kon nie 3 ure gewag het nie, dan was niemand kwaad nie. Ok, Here, jy kan nie 3 ure wag nie, want dit gaan oor meer as die genesing van 'n blinde, daar's 'n groter boodskap, ons kan nie wag nie, ons moet werk terwyl dit die dag is, maar Here, kon nie net vir hom gesê het, sien, en dit was net die paar daarby wat dit gesien het, u gaan smeer modder in sy gesig en stuur hom na die mees publieke plek in die area, die Bad Siloam, en sê, gaan was jou oë daar, voor almal. En almal sien, hier kom hy aan met modder, en almal weet onmiddellik, hier is iets fout. Almal is kwaad. Die Here sê, ongeag wat 'n dag, het praat van ongeag of dit gaan aanstoot veroorsaak. Hulle gaan kwaad wees omdat ek genees het, nie lewe en dood nie. Hulle gaan kwaad wees omdat dit op die Sabbat is. Hulle gaan kwaad wees omdat ek nog modder ook gemeng het. Laat hulle kwaad wees. Maar wanneer dit kom by 'n siel, sal ek nie terughou nie. Dis die Here se boodskap. Werk ongeag watter dag. Dit beteken ongeag of dit gaan aanstoot veroorsaak. Ongeag of hierdie tannie nie weer met jou gaan praat nie. Ongeag of daai kinders nie weer met jou gaan praat nie. En baie keer moet jy begin te praat. Ja, hulle gaan 'n tyd kom wat hulle met jou wil praat, maar ons moet praat, ons moet werk. Waar is die horlosie? Werk ongeag watter dag. Hy stuur hom daar na die Bad Siloam toe, sodat almal kan sien, vandag is daar 'n nie lewend en dood modder genesing gedoen. 'n Man wat in duisternis is, word oorgebring na lig toe. Van die illustrasie gaan nie oor net die feit dat hy nou gaan sien nie, dit gaan oor baie meer, dit gaan oor mense moet sien, daar is 'n God wat red, 'n God wat verlos. Die bril van eie belang moet afkom. Hulle het kwaad geraak toe hy gesê het, julle is kinders van die duiwel. Nou raak hulle nog kwaader. En nou moet hulle by 'n plek kom in hulle lewe waar hulle besluit. Gaan ek aanhou kwaad raak vir die predikant? Gaan ek aanhou kwaad raak vir die kerk wat vir my sê ek moet so en dit? Of gaan ek ernstig sê, Here, maar wat is u plan? Wat is u doel? Vir die persoon aan die ander kant. By ons wat kinders van die Here is. Gaan ek langer uitstel sodat ek nie aanstoot veroorsaak nie? Weet jy hoe langer ons uitstel om nie aanstoot te veroorsaak, hoe langer gebeur daar niks nie. Partykeer moet ek ry die week saam met 'n persoon. Hy 'n predikant het hier kom preek. Hy sê hy preek die ore aan die brand. Hy sê maar hy het met my gepraat. Hy het my ore aan die brand gepreek, maar hy het met my gepraat. Die Here. Werk terwyl dit dag is, werk ongeag watter dag. En dan die laaste ding wat die Here in hierdie gedeelte na vore bring.
werk voordat dit nag is. Werk terwyl dit dag is. Werk ongeag wat 'n dag dit is. Werk voordat dit nag is. Ons lees hierdie woorde in vers 4. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. En dit bring ons by die gedagte, wat beteken nag dan? As dag geleentheid beteken, wat beteken nag? Die dag wanneer niemand kan werk nie. En weer eens vra ek, Here, kan hy nie in die aand genees nie? Kan hy nie in die aand genees nie? Is dit onmoontlik om in die aand te genees? Ons lees in Lukas 4 vers 40. En toe die son ondergegaan het, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale na hom gebring, en hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle almal gesond gemaak. In die nag, hy kan mense in die nag genees. Hier is dit Lukas 4 vers 40. Hy genees honderde mense in die nag, elkeen, hy sê almal, het hulle siekes en kwale na hom toe gebring, en hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle almal gesond gemaak. Kan hy nie nag genees, hy kan in die nag genees. Maar hoofstuk 9 gaan nie nou oor dag en nag nie. Hy sê daar kom 'n nag waarin ek nie kan genees nie. Daar kom 'n nag waar jy nie meer kan werk nie. Daar kom 'n nag, sê hy in hierdie woorde. Daar kom 'n nag wanneer ek nie kan werk nie. Nee, wanneer niemand kan werk nie. Hy sê daar kom 'n nag oor Suid-Afrika. Daar kom 'n nag oor Springs. Daar kom 'n nag oor die wêreld waar niemand kan werk nie. Daar kom so 'n nag. Hy sê werk voordat dit nag is. Jy sien, die nag spreek van 'n geleentheid wat verby is, genadetyd wat verby is. 'n Tyd wat dit is, soos ons verlede week ook na hierdie vers gekyk het, Jeremia 8 vers 20. Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Daar kom so 'n dag in elke mens se lewe wat ongered is. Want hy gaan sê, die somer is verby. Die oes is verby, die somer is ten einde, en ek is nie gered nie. Daar kom so 'n dag. Ouma, oupa, daar kom so 'n dag vir die kind, as hy nie gered is. Ja, kom so 'n dag vir die kleinkind, as hy nie gered is nie. Meneer, mevrou, daar kom so 'n dag vir jou kind, vir jou man, vir jou vrou, vir jou kollega, vir jou buurman. Daar kom so 'n dag. In Noag se dae was daar 120 jaar tyd gewees. 120 jaar wat die langmoedigheid van die Here gewag het, terwyl hy die ark in gereedheid bring. En dan kom maar 'n dag wat die Bybel hierdie woorde sê, toe het God die deur toegemaak. Noag, jou preektyd is verby. Die nag het gekom waarin niemand kan werk nie. Nie een van julle 8 kan langer met 'n persoon praat nie, want God het die deur toegemaak. Daar is nie meer 'n geleentheid vir jou kleinkind nie, ouma, oupa. Daar is nie meer 'n geleentheid vir jou kind, meneer, mevrou nie. Daar is nie 'n geleentheid meer vir jou skoolmaat, studentemaat, kollega nie. Daar is nie meer 'n geleentheid nie, dis te laat, dis verby. Dan wil ons spyt wees, dan wil ons lang trane hê. Vriend van my wat baie my kwaadlik geneem het, Engelsman. Ek het altyd gesê, ek gaan by hom uitkom, ek gaan by hom uitkom, sy vrou het kanker gehad. Ek gaan by hom uitkom, ek gaan by hom uitkom, ek gaan by hom uitkom, ek gaan by hom uitkom. Ek's te besig. En die volgende oomblik toe sy oorlede. Hy lank teen my gehou, lank. Te laat, is nag, is te laat. Noag, ek kan nie meer met jou oupa praat nie. God het die deur toegemaak. Oom, jy kan nie meer met jou broer praat nie. God het die deur toegemaak. Daar kom 'n dag wat dit te laat is. Ons lees in die verhaal van Lot dieselfde. Lot is daar besig om te redeneer by die deur. Daar is nog 'n geleentheid vir hierdie mense om hulle te bekeer. Daar is nog 'n geleentheid vir hulle om te draai. Lot is met hulle besig om te praat. Hulle wil daar by die deur inkom. Hy's besig om met hulle te worstel. Die volgende oomblik kom die 2 manne van God, die 2 engele, en hulle maak die deur toe. En toe hulle die deur toemaak, toe slaan hulle die mense nou met blindheid. Waar is die deur? Hulle kan nie die deur mee oopmaak nie. Die engel van God het dit toegemaak, maar hulle soek na die deur. Hulle kan hom nie meer kry nie. Daar gaan 'n dag kom wat 'n persoon wat jy ken nog lewe, maar die deur het toegemaak. Hy gaan blind wees, hy gaan soek, maar hy gaan hom nie kry nie. En dan kry hy hom, hy's toegemaak, God het hom toegemaak. Daarom sê die Here hierdie dinge. Ek kan dit nie waag
om te wag vir 3 of 4 ure om hierdie boodskap aan julle te illustreer nie. Die lig is aankom, julle verwerp die lig, ek is die lig, maar luister baie mooi, werk terwyl die lig daar is. Werk terwyl daar nog lig kan skyn op daardie persoon, wat hom kan genees, hom van 'n blinde na 'n siende kan maak, van 'n lamme na een wat kan spring en loop en hardloop, van een wat verlore is in duisternis na een wat in die lig is. Werk ongeag watter dag het is, moenie vra as dit die Sabbat nie, moenie vra mag ek modder meng, mag ek nie modder meng nie, werk die dinge van God ongeag. Here, moet ek dit so sê, moet ek dit so sê, moenie worry hoe jy dit sê nie, ek sê jy die woorde gee, sê dit, spreek dit, praat met daai mense, voordat dit nag is. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Johannes hoofstuk 9, sy boodskap is baie dieper as net 'n genesing. Dit is 'n genesing, want die Here geïllustreer deur genesing. En vanmôre is daar miskien 'n persoon wat siek is, wat wil voorgebid word, dan kan nie kom, ons kan vir u bid. Maar jy moet die bril van eie belang afhaal. Moenie kom omdat ek wil genees word, want ek het pyn nie. Ja, ek het pyn, dis hoekom ek genees wil word, maar ek wil genees word, want ek wil vir mense wys, God kan genees. Ek wil vir mense 'n getuie wees, my God is groter as siekte, my God is groter as blindheid, hy is groter as kreupelheid, hy is groter as lamheid. Dis hoekom God genees. Want hy wil hê om te getuie wees, jy moet nie stil gaan sit by jou huis en dit vir jouself hou nie, jy moet gaan vertel. Ons wil mos genees word, dan gaan ons stil bly daaroor. Maar hy kom hierso en hy sê, werk terwyl die dag is, werk ongeag watter dag het is, werk. Want, wat ook al jy moet doen, moet gebeur voordat dit te laat is. Ek wil afsluit hier met 'n verhaal vanmôre van the Great Chicago Fire. The Great Chicago Fire began about 9 p.m. on Sunday, October the 8th, until early Tuesday, October the 10th, 1871. This rapidly spreading fire killed approximately 300 individuals, destroyed roughly 3.3 square miles of Chicago, and left over 100,000 residents homeless. This devastating fire would greatly impact the life of the American evangelist D.L. Moody. D.L. Moody het 'n diens gehou daardie aand. Ek lees vir D.L. Moody held his usual service that Sunday evening. The fire broke out. At the close of the service, he asked his congregation to evaluate their relationship with Christ and to return the following week to make a decision for Christ. This, he thought, would give them time to really think things over and result in a lasting decision. He wanted to make sure that they were sure about accepting Jesus Christ, not wanting to pressure them into making a decision they would not stick with. While Ira Sankey, dit was die persoon wat die musiek gelei het, was singing the closing hymn, it was drowned out by the sound of fire trucks and church bells. To his dying day, Moody regretted delaying his decision to the following Sunday. It would be a Sunday that many in that meeting hall would never live to see. Within a matter of hours, many of those who sat under Moody's words were dead. There were no way of knowing how many of them that sat there had their hearts right with God. Het was so erg gewees dat het D.L. Moody baie siek gemaak het. En ek lees hierso wat D.L. Moody daaroor geskryf het. I have never since dared, Moody later said, to give an audience a week to think about their salvation. If they were lost, they might rise up in judgments against me. I have never seen that congregation since. I will never meet those people until I meet them in another world. But I want to tell you of one lesson that I've learned that night, which I've never forgotten. And that is, when I preach to press Christ upon people, then and there, and trying to bring them to a decision on the spot, I would rather have my right hand cut off than to give an audience a week to decide. D.L. Moody, een van die grootste evangeliste van die laaste klomp 100 jare, man wat groot werk vir God gedoen het. Siek geword, omdat hy net eendag besluit het, hy gaan wag
vir 3 ure, 4 ure, laat die Sabbat net verbygaan. Wat sal ons maak met Christus? Sal ons werk terwyl dit dag is, ongeag watter dag is, voordat dit nag is? Of gaan ons nog 'n bietjie uitstel? Daai een persoon wat ons graag wil nooi diens toe. Daai een persoon met wie ons nog wil praat oor die Here Jesus by die werk. Daai een ding in my eie lewe wat ek nog nie oorgegee het nie. Daai een persoon wat ek nog moet vergewe. Daai een saak wat ek regmaak. Daai bietjie wat ek moet opoffer om betrokke te raak by die gemeente. Wie weet wat dit is? Wat gaan ons doen met die boodskap van Christus? Die Here sê, ons kan nie wag vir 1 uur, 2 uur, 3 ure nie, want dit kom by 'n siel, werk terwyl dit dag is, ongeag watter dag, voordat dit nag is. Amen. Dierbare Hemelse Vader, vanmôre, wanneer ons voor U kom, dan dank ons U dat U 'n God is van genade. Ons dank U dat U 'n God is wat goed is. Ons dank U, Here, dat daar geleentheid is vanmôre. Dit is nog dag vanmôre. As 'n persoon vanmôre hier sit, hulle is nog nie gered nie, daar's 'n geleentheid om vanmôre na Jesus te kom. As 'n persoon is wat vanmôre in kwaai gemeenskap of kwaai vriendskap is, daar's 'n geleentheid om vanmôre te vergewe en te vergeet. As daar 'n persoon is wat vanmôre nog, nadat jy met hulle gepraat het, nadat jy hulle oortuig het om te praat, om te werk, om deel te wees, nog uitgestel het, is daar geleentheid om vanmôre te kom. En ek wil vanmôre tot U roep en tot U bid, Here, dat U vir ons 'n erns sal gee om nie uit te stel nie. Chicago 4 was verskriklik en hulle kon dit hoor en ons dink dit sal nooit met ons gebeur nie. Daar gebeur ander goed in ons lewens, Here. Die deur word toegemaak by Moses of by Lot, Noag of by Lot. Ons weet nie wanneer dit sal wees nie. Ons sal bid, Here, dat U vir ons sal help. En vriende, ek wil tog vanmôre 'n uitnodiging maak en bid. Daar's dalk 'n persoon wat vanmôre sê, die Here praat met my vandag oor 'n saak, bid vir my. Ek wil vir U geleentheid gee om net die hand op te steek. Ek wil graag vir U bid. As so 'n persoon vanmôre sê, die Here spreek my aan oor 'n saak, bid vir my. As so iemand, ek kan die hand opsteek, dankie, ek sien daardie hand. Nog iemand wat vanmôre sê, bid vir my. Nog een geleentheid. Jy hoef nie bang te wees, jy hoef nie skaam te wees nie. Bid vir my. Dankie, ek sien daai hand. Dankie, ek sien ook daai hand. Dankie, ek sien, ek het bang, ek bly ek het vir julle gewag. Dankie, dierbare Hemelse Vader, dat ons nou ook vir die persone kan bid wat die hand opgesteek het. En vra, Here, dat U sal help en sal lei, Here. U weet wat is die saak wat U met hulle behandel het, Here. Dis tussen U en hulle. Maar Here, ek wil nie soos die almoedige week gee. Ek wil sê as daar geleentheid is vandag, Here, gee dat hulle vandag na U toe sal kom. Dat hulle vandag sal oorgee. Vandag sal regmaak. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit vanmôre. Ek maak nou 'n gewoonte daarvan om die lied weg te steek vir myself. Hy gaan daar op die bord verskyn, dan gaan jy hom sien, dan gaan ons staan en hartlik saam sing. En dan wil ek jy tog uitnooi verder, as jy 'n behoefte het om saam met iemand te bid vanmôre, dan bly jy agter. Jy moenie uitstel nie. Jy sit in die sitplek en jy kom bietjie vorentoe en ons bid baie graag saam met u. Maar moenie toelaat dat die duiwel vir u sê daar's nie tyd nie of die skaapbout in die oond gaan brand of so iets nie. Bly agter, ons bid graag saam met u. Ons vertrou die Here saam met u. Kom ons staan, dan sing ons daardie lied soos hy op die bord verskyn.
herinner jy weer, as jy 'n behoefte het, jy's nie seker jy's gered nie, wil agterbly of het 'n ander behoefte, vergifnis, bly agter, ons bid met U. Mag die genade en liefde van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die kosbare werking van die Heilige Gees met elkeen sein bly, tot hy weer sal kom. Amen.